Goeiemôre. Ek hoop dit gaan met jou goed op hierdie Dinsdagmôre. Ek hoop jy het lekker gerus en jy's gereed vir hierdie nuwe dag. Nou gistermôre het ons 'n bietjie gepraat oor die vrugteslaai, oor die vrug van die Gees in jou lewe. En een van daardie vrug was blydskap. Seker een van die moeilikste dinge om te kan doen wanneer dit met jou swaar gaan of wanneer dit moeilik gaan. Wanneer dit voel asof jy in die doodskaduwee van jou lewe beweeg of wanneer jy in die woestyn van jou lewe ingaan. Blydskap is iets wat die duiwel by jou wil steel. Maar blydskap is nie iets wat van buite af kom nie. En ons het al baie hieroor gepraat. Blydskap is iets wat Christene binne in hulle het, omdat hulle weet dat hulle meer as oorwinnaars is. Omdat hulle weet dat hulle kan jubel en kan juig al sal die vyeboom nie bot nie. Blydskap is een van daardie vrug wat geopenbaar word in moeilike omstandighede. Want dit is maklik om bly te wees wanneer dit met jou goed gaan. Dit is maklik om bly te wees wanneer jou bank vol geld is en die kar vol petrol is en die koskaste vol kos is. Maar wanneer dit swaar trek en wanneer jou gemoed te neergedruk is en dit jou nie eers voel of lus het om op te staan in die oggend nie. Dis daar waar blydskap nodig is. Waar ons die vrug moet openbaar en waar ons moet, hoor mooi, selfbeheersing uitoefen. Om nie depressief te raak nie, maar om bly te wees ten spyte van dit wat in jou lewe aan die gang is. Hoe kry jy dit reg? Nehemia 8, so vanaf vers 11, het die antwoord. En ek weet jy ken dit, maar hoor gou vanmôre. Hy sê, wees dan nie bedroef nie. Stop gou daar. Wat is bedroef? Bedroef is die teenoorgestelde van blydskap, die teenoorgestelde van geluk en teenoorgestelde van glimlag en vrede en vreugde. Hy sê, wees dan nie bedroef nie. Want, en hier kom so 'n bietjie 'n resep om blydskap in jou lewe te kry. Hy sê die blydskap in die Here, dit is jou beskutting. Dit praat daarvan dat ten spyte van my omstandigheid, ten spyte van die storm of ten spyte van die droë woestyntyd en die dal van doodskaduwee, kry ek my blydskap in die Here. Hoe kry jy dit reg? Sjoe. Hoe nader ek aan die Here beweeg, hoe nouer my verhouding met die Here is, hoe meer tyd ek met die Here spandeer in gebed en in blydskap, hoe meer sien ek dat alles in elk geval ten goeie vir my sal meewerk omdat hy my liefhet. Dat ek meer as 'n oorwinnaar is, dat ek die kop en nie die stert is nie, dat ek op pad boontoe is en nie ondertoe nie. En as ek kan sien dat die Here se hand in my lewe is en dat die Here vir my sorg, dan kry ek my blydskap nie in die wêreld nie, nie in geld nie, nie in finansies of in die uiterlike dinge nie. My blydskap is innerlik. Dit kom van die Here af. En ek wil vanmôre saam met jou bid vir jou wat vanmôre te neergedruk is en bedroef is, dat jy vandag jou oog sal afhaal van die wêreld en jou oog gefestig sal hou op Jesus. Hy is in elk geval die begin en die volëinder van ons geloof. Here, ek wil vanmôre saam met mense kom bid wat vanmôre bedroef is. En ons het baie rede in hierdie tyd waarin ons leef om bedroef te wees. Here, help ons vandag om op U te fokus. Help ons vandag om ons blydskap in die Here te kry, om raak te sien dit wat U vir ons doen. Here, help ons vandag om ons seëninge te tel, een vir een, en dan sal ons sien hoe goed dit God het met ons meen. Here, die blydskap in die Here, dit is vanmôre my beskutting. Amen.